Jacques vra die huise wat jare terug gebou is in 1935, is daai fondasie dieselfde gedoen as die van vandag? So, Jacques is 'n moeilike vraag. En ek gaan nie sê hoekom. So, baie mense sal sê die toppies het dit reg gedoen en die huise wat daai tyd gebou is staan en dit gaan nooit probleme gee nie. En dan die goed van vandag, binne 10 jaar wil hy val. Nie elke huis nie, maar dis maar, ek praat net van wat mense maar nou sê. So, waar die verskilling kom is, hulle het die basiese prinsip van fondasie gooi en bou en alles nog steeds gevolg wat ons vandag doen. Dis net nou 'n bietjie tegnologie het ingetree. Goed was genavors, ons mense kry informasie is meer toeganklik oor hoe om dit reg te doen. En weirdly enough, ons vandag baie meer kortpaaie gevat as daai tyd. So ek sal nie sê die toppies het kortpaaie gevat nie. Hulle het gedoen wat soos hulle goed dink en met die informasie wat toeganklik is. So wat ek wel 'n verskil in sien is die materiaal wat hulle gebruik het was die beste altyd. Die steen wat hulle gebruik het is nie so gepres soos ons asstene van vandag wat R1.80 steen average. So 'n bietjie cheaper kry, so 'n bietjie duurder kry, maar dis nie 'n sterk steen nie. Nou dan kry jy Golden Traventines seker R7, R7.50, Ivory R5.80, ek bou nou met hulle. So dit is 'n sterker steen natuurlik, maar dit is nog steeds nie die gehalte van daai goed nie. So hulle het nie 'n Google gehad om te sê, "Hoi, ek is op soek na hierdie stene en ek wat en ek soek die beste prys vir dit," of kon niemand teen mekaar afspeel nie. Jy het die beste toeganklike ding gebruik en jy het daarmee gebou. So dan waar ons verskil nou inkom, as jy dit reg doen, per regulasies met ordentlike materiaal, dan gaan jou huis ook staan. So lank soos wat daai ouens het, maar die verskil kom nou in by, ons het nou tegnologie bygekry. Daai ouens het nie enige moisture afgeblok nie. Hulle het getrench, hulle het gegooi. Hulle het nie hulle grond behandel, pestcontrol en al daai klas van goed nie. Nou, ek doen baie concrete repairwerk en underpinning en al die klas van goed. So ek sien dit ook in daai ouer huise. Ja, het 100 jaar gestaan, which is well done, maar dan kort 'n bietjie maintenance. Die fondasie kraak, die slab kraak, sal 'n 20 mil lyn deur 'n muur sien as gevolg van daai fondasie en hy word nie behandel wanneer dit moet nie. Jy sal ook sien baie rising damp gebeur in daai huise en in ons huise vandag wat nie reg hanteer is nie. Jy sal dit meer kry langs die kus, maar dit gebeur maar oral. So ek hoop dit beantwoord jou vraag. Materiaal was beter daai tyd maar prosesse was kleiner daai tyd. So dit nie seker gemaak van baie nie. Ons materiaal, ons probeer geld spaar en dit cheaper doen